is elke dag hier, in my hart en in my gees. U hou my vas, u dra my deur, my loflied sal nooit ophou wees. As die môreson opkom, weet ek u is by my. U asem vul my dag, u liefde maak my vry. In klein dinge en groot, sien ek u hand in my bestaan. U gee my rede om weer te glo, en elke tree saam u te gaan. Dankie Heer, vir elke asem, vir elke dag en elke plan. U is goed, u is getrou, u loop my pad saam met my aan. Dankie Heer, vir nuwe krag, vir vrede wat my siel kom dra. U is die lig in elke dag, my dank gaan nooit vergaan. In die stilte en die storm, is die stem vir my genoeg. U wys my wie ek is, en u wys my wat ek soek. U genade soos 'n stroom, wat nooit ophou vloei nie. Ek leef nou in die teenwoordigheid, waar die liefde altyd groei. Dankie Heer, vir elke Vader, ons dankie Here, ons majesteit, ons God oor hemel en aarde. Ons dankie dat ons aan U kan vashou as ons God, as ons lewe, as ons koning. Vader, ons het hierdie dag begin in U naam. Hier is 'n nuwe geboorte, Vader, behoorlik uit 'n stal uit. Maar Here, U het 'n plan en ons is net gehoorsaam aan U. Wat U wil hê sal wees. En ons sal doen wat U behaag. Elkeen wat hier is, Here, is in U naam hier. Elkeen is geroep deur die Heilige Gees. Met elkeen het U 'n plan. Vir elkeen het U 'n doel. Ek dank U daarvoor nou in Jesus naam. Amen, amen en amen. Hy is aan. Ons 1 2 1 2. Prys die Here. Dis vanoggend vir ons baie groter as wat ons self kan hanteer. Want dis die Gees van die Here wat ons by mekaar bring. En vir ons is dit gaan nie oor 'n kerk wat geplant is oor 'n gebou nie. Dit gaan oor siele, dit gaan oor God. Dit gaan oor jou. Ek het regtig waar hierdie siening in die lewe, al bly ek onder 'n boom, sal ek nog die evangelie verkondig, want siele is vir God te belangrik. Mense, ons leef in 'n tyd wat vinnig uithardloop. En God vertrou siele in hierdie tyd. God vertrou jou as sy kind. En jou leefwyse moet 'n getuienis kan raak. Jou lewe. En as ons net 'n gebou het, waar ons net wil kerk hou, dan kan ons ophou. Want dis nie God se wil nie. God se wil is, dat elkeen wat hier sit, diep deur hom aangeraak moet word. Want jy is die tempel. Deur jou gaan baie daar buite gebeur. Maar as jy nie 'n verwagting het nie, is dit so goed, as toe Moses hulle op die see afgeloop het, en hy kon die volk eers stop en sê, manne wag, die see moet eers oopgaan, dan beweeg ons verder, dan weet ons, God is met ons. God is met ons, hy's met 'n boer wat saai, gee die reën, en hy gee die oes. Hy gee nie eers die reën, of maak die see oop, en dan doen ons nie. Ons moet doen, en ons gaan in 'n tyd in wat ons in geloof moet staan en doen. Wys, jy glo in God. Radikaal.
en in joy. Want as jy die gees van God in jou het jy joy. So, ek wil net vinnig, net 5 minute gebruik, net die volgende met julle te deel. Ons visie is God se missie. En ons missie is God se visie. En dis die Bybel. Dis net die woord. Ons gaan nie hardloop met strukture en vergaderings en goed wat ons besig hou, terwyl siele uitroep nie. Dit gaan vir ons oor siele. En die feit dat jy vandag hier is en jy het hierdie vormpie ingevul, beteken ek gaan baie lastig wees. Ek gaan jou nie uitlos nie. Ek gaan jou bel. Ek gaan jou kontak. Ek wil weet hoe gaan dit met jou. Ek wil 'n pad met jou stap. Ek wil weet jy dien die Here. Ek wil weet dat jy kind van God, weet jy's belangrik vir die Here, maar dat jy in jou bediening kom. Elkeen het 'n bediening. Amen. Elkeen het 'n bediening. Elkeen. Al is dit Parkerans 1 keer 'n maand wat Dolf is 'n ek sê amper 'n Olimpiese atleet. Hy Comrades, hulle twee Comrades se gehardloop meer as wat ek oud is. En al is dit iemand wat in die kinderkerk betrokke raak, iemand wat betrokke raak met die young adults, met die jeug. Daar's baie werk. Daar's baie worship team. Die Here het vir ons 'n wonderwerk gegee om worshipers wat net opgedaag het terwyl ons bid, wat saam met François, saam met Jaco, hulle saam met Johan hulle kan inklim. Mense wat opgedaag het. Prys die Here. Nico, waar's jy? Prys die Here, daar's hy. Opgedaag en hy's betrokke ook. Hy gaan saam met julle inklim en mense, die Here doen groot dinge. Hierdie gebou en die feit dat ons hier sit, is 'n wonderwerk. Ons kon nie 'n plek kry nie, en die Here gee hierdie plek 2 weke terug, en binne 2 weke, wat jy hier sien, dis ons God. Amen. Dis nie 'n mens nie, dis ons God. En ek dank God vir dit. Dis al wat ek vir jou wil sê, ek wil nie julle tyd vat nie. Die woord vandag is te belangrik. So uniek soos wat hierdie gebou vandag vir ons is. En hier 'n begin in God se grootheid vir jou vandag is. Die woord wat ek vandag vir jou aflewer, is so vas uit die hemel uit. Ek het nog nooit in my lewe daaroor gepreek nie. Ek kon dit nie bedink nie. Dit is 'n woord van God af. En jy kan dit vandag vat in diep autoriteit en hardloop daarmee. Amen. Man, die is die klank reg daar by julle. Is hierdie klank reg? Prys die Here. Niels. Onthou mense, as ek sien jy slaap, nou roep ek jou altyd net. Ek roep jou net, want jy weet, want die ander weet, as ou wat slaap, laat sal jy van ons open asseblief. Ek wil net bynoem, volgende week af, die worship team oefen hierdie week. Van volgende week af jubel en juig ons in Jesus. Amen. Amen. Nee mense. Amen. Amen. Prys die Here. Ek wil net iets kleins byvoeg. Ons is in 'n geestesoorlog en die Here beklei vir jou en Satan beklei vir jou siel. Ieder en elk. En die Here is nie die aannemer van 'n persoon nie. So elkeen van ons wat God geskep het, sit in 'n geestesoorlog. In Deuteronomium 30:19 sê die Here vir jou, ek gee vir jou lewe en dood en kies. En hy gee ook vir jou die antwoord, maar dis jou keuse. Hy sê vir jou kies die lewe sodat jy 'n lewe in oorvloed kan hê. God en Satan beklei elke dag vir jou siel en jy maak die keuse. Hy is so lief vir jou dat hy jou die keuse gegee het sodat jy jou eie keuse moet maak. En dit is wat hy met Jesus ook gedoen het toe Jesus gedoop is en Jesus is in die woestyn en het Satan hom versoek. So elke dag is oop hoofkantoor. En die Here gee vir jou die antwoord in die woord. Hy sê vir jou in Maleagi 4, hy sê die koring en die kalf gaan geskei word. En dan gaan die kalf as die boer as hy stroop, dan word die kalf buite gesit en die koring word binne in die stoor gesit en die kalf word verbrand. So ons kyk altyd in die lewe rondom ons buite en sê maar dit gaan goed met daai manne en so aan. Maar dit is nie dit gaan oor die ewige lewe, dit gaan nie oor vandag nie. So Satan hy ken al die triks in die boek. Satan beklei nie meer as jou vyand nie, hy kom as jou vriend. Hy kom en hy wil jou maatjie word om jou van die pad af links of regs te dryf. Hou jou oë op, daar is 'n ewige lewe, daar is 'n God wat lewe, ons weet dit,
en ons beklei vir die lewe hiernamaals om die ewige lewe te geniet en om nie hel toe te gaan nie. Dit is wat ons moet verkondig. Ons maak dit ons oop toe. Dankie Here vir 'n nuwe dag. Dankie Here dat U ons vanoggend wakker gemaak het. In die naam van Jesus, Here. Ons sê altyd Here en ons weet dat as U ons wakker maak, het U vandag nog 'n plan vir ons lewe, Here. Dankie vir dit wat U vir ons beplan. Here, dankie vir dit wat U vir ons gee om te bestuur en dit wat U aan ons toevertrou. Vir ons families, Here, seën die prediker vanoggend, salf sy tong, Here. Dis die gevaarlikste plek om te wees, Here, is om U woord te verkondig, Here. Mag ons dan net uitgaan, Here, in U woord en U naam, Here, uitleef. Heilige Gees, ons bid die engele met sware van vuur hier om ons, Here. Salf hierdie plek, salf die prediker, salf sy familie, Here, salf hierdie gemeente en salf elke siel wat hier is, Here. Ons loof en prys U naam en ons gee U al die eer daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Prys die Here. Halleluja. Halleluja. Ons dank die Here ons God. Ons dank die Here ons majesteit. Geseën is van ons Here. Onder die salwing van die Heilige Gees roep ek lewe oor elkeen. En ek roep guns van die lewende ware God oor elkeen. En elkeen wat in jou gemoed nog afvoel, wat vrees, bekommerd is en bang is, mag die woord van God jou vandag in krag aanraak en jy nuwe vuur ontvang, nuwe moed en 'n visie kry van die lewende ware God af. En nie vrees nie. Jy staan in oorwinning as die geseëne van God, as die ewebeeld van die Meester. En die woord van God gaan jou vooruit. En die woord van God versterk jou. En die woord van God is met jou. En geseën sal jy wees tot eer van God. Amen. Here, ek dank U vir die woord, vir die waarheid. Net die waarheid, Here. Ons kyk, as ons blaai in die Bybel, en ons kom by Johannes 12 uit, 'n verhaal wat ek vir jou wil vertel, wat eintlik so diep is, en glo my, ek het nog nooit daaroor gepreek nie. En as ek sou daaroor preek, sou ek nie verstaan wat die Here vandag vir ons wil wys nie. En hierdie is 'n situasie waarin ons onsself baie keer bevind in die lewe. En Vader kom en hy breek iets spesiaal vir ons oop. Jesus word genooi vir ete. Luister weer, Jesus word genooi vir ete. Dawid sê in Psalm 23, hy dek vir ons 'n tafel, hy berei tafel vir ons voor. Baie interessant. Openbaring 3 sê, dat hy klop, en as jy sy stem herken, en jy hoor, en jy maak oop, gaan hy 'n maaltyd saam met jou nut. Nogal belangrik. Ons is by mekaar vandag, in sy teenwoordigheid, met 'n goddelike maaltyd, met 'n goddelike visie, met 'n goddelike teenwoordigheid. En dis wat so fantasties is. Luister mooi, die Here praat met jou. Hierdie vrou van Johannes 12, as ons die 3 evangelies lees, dan verstaan ons eintlik mooi wat hier gebeur. Jy moet eintlik al 3 lees. Dan verstaan jy wat hier gebeur. Maar ek gaan in kort vir jou al 3 evangelies in 1 verhaal vertel, verduidelik, so wat die Gees van God lei. Jesus het in Johannes 11, hy verduidelik jy as in Johannes 10 sê, ek is die deur, en jy moet deur my kom, om by Vader God uit te kom, en dit is fantasties, ons vat dit, en dan gaan hy oor in Johannes 11, dan weet ons dat Lazarus het gesterf, en dat almal het gedink, dis te laat, Lazarus is dood, hy ruik al, dis warm, dis warm temperature in daardie deel van Israel, en hy's klaar in die graf, die steen is voorgerol, maar dan die volgende oomblik sê Jesus, na 4 dae, rol hierdie steen weg. Amen. En nadat hy gebid het tot Vader God, roep hy uit, en hy sê, Vader, dis om U te verheerlik. Dis om God te verheerlik. Roep hy uit, hy sê, Lazarus, kom uit. Met 'n harde stem, staan hierdie man uit die dode uit op.
doeke omgedraai, gebalm, voorberei, om te sterf, vir ewigheid is verby. Ons het afskeid geneem, mense huil verskriklik. Dis verby, sien die prentjie. Maar wat gebeur? Jesus sê, kom uit. Kom uit. Staan uit jou slaap uit op. Kom hier. En hy staan op, en die doeke word seker afgehaal, mense huil nie meer oor hartseer nie, maar huil uit dankbaarheid. 4 dae te laat, maar steeds betyds. 4 dae verby, dit ryk al, daar is nie hoop nie, en skielik is die reuk weg. Skielik is die reuk van dood weg. En dis oorwinning. En Lazarus stap uit. Dis 'n groot gebeurtenis. Dit is wat Mosselbaai nodig het, Suid-Afrika nodig het. Om uit hulle doodheid op te staan. Op te aanvaar as gevolg van die omstandighede, dis te laat in die reuk. Ons aanvaar maar, dit gaan wat dit gaan. Nee, die woord sê nee. En as die woord van God sê, daar is lewe, glo ek nog in lewe. Dan gaan ons oor na Johannes 12 toe. Jesus aanvaar, hy eet 'n aanbod van 'n Simon. Simon die Melaatse. Hy gaan sit saam met Simon die Melaatse aan tafel en almal is vol joy en vrolik. Nie oor 'n geween treur oor die melaatsheid nie. Hulle is vol joy. Jy bly van 'n melaatse af weg. Die wet sê dit. Die Lewiete het dit geskryf. Jy bly weg van 'n melaatse af. Want melaatsheid steek aan. Melaatsheid is erg. Maar Jesus aanvaar, hy eet 'n aanbod saam met die melaatse. En hy sit saam met hom aan tafel. As ek hierna kyk, was daar baie joy. Hulle was vrolik. Want saam met Jesus het Lazarus ook gesit, wat gister nog dood was. Daar's 'n rede om vrolik te wees. Want die Messias is in die midde. Die wonderwerk is in die midde. Die grootheid van God, die woord, is in ons midde. Amen. En die woord van God, dis 'n rede vir lewe. Die woord van God is 'n rede om te glo, al lyk dit onmoontlik, dit sal gebeur. Dit sal gebeur. Al lyk dit onmoontlik, dit sal gebeur. Ek slaan daai oorwinningspen in, want die woord sê vir my, dit sal gebeur. Weet wat is wonderlik? Terwyl hulle so sit, en hulle eet, en hulle geniet dit, kom 'n vrou in, met die naam Maria. En Maria het so 'n lekker vles by haar gehad, en sy breek daai vles. En die duurste olie in daai vles, dis ek bedoel 300 pennings werd. Ja, dis dalk haar duurste item wat sy gehad het. Breek sy oop. Die een evangelie sê, en sy keer dit op sy hoof uit. Met ander woorde, loop op sy lyf af. Die ander evangelie sê, sy salf sy voete. En dan sê die evangelie verder, huil sy. Sy huil. En met haar trane was sy sy voete. En sy vat haar lang hare, en sy droog daai trane, droog die voete af. Julle, dit is 'n kosbare prentjie. Kunstenaars lief om dit te skilder, maar dit hoort in ons harte. Die mooiste prentjie. Hierdie vrou huil. Hoekom huil sy? Want die Messias is die een wat verlos. En die Messias het gister haar broer opgewek. Sy is dankbaar. Sy huil uit dankbaarheid. Sy huil nie met trane soos gister en eergister oor die dood, oor die reuk, oor die te laat nie, maar nou uit dankbaarheid. En weet jy hoe diep is dit eintlik, kind van God? Dis 'n diep verhaal hierdie. Maar dan staan 'n Petrus dalk eenkant en hy kyk en hy sê, "Wow, kyk wat doen sy, anders Messias, anders Jesus."
Sy salf die meester, die een wat ons altyd salf, die een wat ons altyd bedien. Kyk wat doen sy vir hom. Johannes wat so lief is vir Jesus, skryf 'n verhaal neer. Hy sê, en ons was so bly, dit is so fantasties, die gesalfde Jesus word gesalf, en dis die dierste olie, wat gebruik word, nardesalf. Maar daar's een wat nie bly is nie. En dis die een wat die naaste, as jy geskiedenis gaan navors, wat dalk sy hare die mooiste gekam het, wat die bees gedra het, met die naam Judas. Die ander evangelie sê disippels, maar Johannes besluit nie, ek gaan dit reguit pinpoint. Hy skryf, hy sê Judas was nie bly nie. Hy sê Judas was kwaad. Judas was ongelukkig. Judas het gevoel, verkoop daai duur olie. Ons kan 300 pennings kry. 1 penning is 'n man of 'n soldaat se dagarbeid. 1 penning. 300 pennings betaal jou salaris vir 'n jaar vooruit. So baie is dit. Judas het al gesien as hy hierdie 300 pennings kan hê, want Johannes skryf verder, want hy sê, Judas het gesteel uit die beurs uit. So weer wil hy steel. Weer. Hierdie vrou het nie gegaan in die nardesalf gaan verkoop en geld vir Jesus gegee nie. Hierdie vrou het haar dierste en beste gevat en hom gebless daarmee. Niemand geld nie. Gebless met nardes. Ek gaan lees, ek maak 'n studie vinnig weer oor die nardesalf, want ek wil doodseker maak, dis 'n lang proses om dit te maak. Dit kom uit 'n nardeswortel uit, wat gekap en gedroog moet word, en dan deur water gestoom word. Dis 'n geweldige proses. Dis 'n duur salf hierdie. In ons terme, 16, kom ons stel dit so, 300 pennings, is gelykstaande aan 200.000 rand. Sy 200.000 rand net so laat gaan, en gesê, vir my Messias sal ek dit doen. Vir my Jesus sal ek dit doen. Vanoggend, terwyl ons hier sit, en ons hoor hierdie woord, wat wil die Here vir ons sê? Hy sit saam met Simon aan tafel, Simon die Melaatse. En dadelik herinner dit my aan 'n ander verhaal, en ek gaan blaai weer, en ek kyk na Lukas 7, en ek sien in Lukas 7, is Jesus ook genooi, vir ete, ook deur 'n Simon. Maar hierdie keer was dit Simon die Fariseer. En Jesus sit saam met hom ook aan tafel. En ook het 'n vrou ingekom, en ook 'n fles gebreek, en sy voete gesalf, en ook gehuil, die van agteraf gekom, en sy voete afgedroog, ook met haar hare. Sy was ook 'n Maria, maar sy was 'n baie groot sondares. Hier sit Jesus saam met nog 'n Simon, maar hierdie keer vooraf is dit 'n gesiene Simon. Die tweede Simon was nie 'n gesiene man nie, want hy was die Melaatse. Almal het gepraat van die Melaatse. Maar by die eerste Simon, die Maria wat inkom, is 'n groot sondares. En Jesus spreek haar vry. Haar trane is trane van rou. Nie soos die ander Maria se trane van blydskap nie. Trane van rou. En Jesus sê jou sondes is vergewe. En hierdie Simon doen dieselfde as die Judas by die Simon, die Melaatse Simon. Hierdie Simon hier binne is sy hart nie opreg nie. Die Fariseer veroordeel Jesus. Hoe kan hy haar vergewe? As hy maar weet wie is sy. Wow, hy weet baie goed. En hy sê vir hierdie Simon, ek weet, maar omdat sy baie het sy gekom, en sy is vergewe. Ek het gaan kyk wat beteken Simon, want ek wil graag weet, Here, ek verstaan, hoekom Simon elke keer, ek verstaan die Maria nou baie mooi, en Simon beteken om te hoor, of om God te hoor, is om te hoor. Hoeveel van ons is Simons? Ons hoor, maar doen ons.
Ons hoor, party van ons voel malaats, voel nie goed genoeg nie. Maar weet wat, Jesus sit saam met jou aan tafel, en hy sê, jy's goed genoeg. Jesus kom na jou toe, en hy sê, Simon, jy's vir my alles. Ek sit saam met jou, om 'n maaltyd saam met jou te geniet. Ons is bly oor Lazarus, maar ons is ook bly oor wat Maria so pas gedoen het. Ons is bly oor die res van die familie, want elkeen is vir Jesus belangrik. Maar by die eerste Simon, is veroordeling, maar Jesus sit tot by hom ook. Jesus het hom nie, vir my nie. Baie van ons het baie keer daai trots nog, van daardie selfde Simon, te trots. Ons laat nog baie keer die stemme van die wêreld hier binne ons toe. Ons oordeel nog ander, omdat ons die oordeel van onsself al wil wegneem, en ons besef nie baie keer, dat Jesus het gekom, vir die ryke en die arme, vir die sieke, maar ook vir die gesonde. Terwyl jy vandag hier sit Jesus by jou, in 'n maaltyd, en dis 'n realiteit, en dis 'n werklikheid. Raak hy jou vandag aan? Sê nie vir jou, omdat jy minderwaardig baie keer voel, of ander kere trots voel, en of jy baie keer, hoe jy ook al voel, is nie wat saak maak nie. Wat saak maak, wees opreg in jou hart, en wees lief vir hom. Gun Jesus die nardesalf. Gun hom die beste, want hy is die beste. En weet jy wat is die beste? Is wat uit jou hart uitkom. Gun hom dit. Want die oomblik wat jy dit begin doen, en daar die beste in jou begin uit te vloei, en die wêreld begin besef, jy gee jou beste vir die Here, gaan party jou oordeel. Hulle gaan. Want ons kan baie meer gemaak het met daardie nardesalf. Jou tyd wat jy met God spandeer. Jou liefde vir jou God. Jou hoop op God. Daardie nardesalf. Maar weet wat? Dit is wat jou gesond maak. Dis wat jou blessing is. Dit is waarin jou vrede lê. Die feit dat jy die beste vir Jesus, die Messias, gun. En dis jou hart. Ons kyk baie keer wat mense kan doen, en wat mense vir ons kan doen. Die Here sê nee. Kyk wat jy kan doen. En dit wat jy kan doen, dis waar die oorwinning lê. Moenie 'n verwagting van mense hê nie. Jy self bring daai nardesalf uit jou uit, daai duur item, wat jy die hele tyd wegsteek en wegbære, waarop jy hele tyd baie keer trots is, daai diep emosie, gevoel, rykdom in jou hart. Baie besef nie eens meer, hulle het dit nie. Ons het dit elkeen. Haal dit uit. Die breek het beteken, die breek van die vaas beteken, ek breek hom finaal, ek gee my alles. Amen. Ek gee my alles vir God. Ek gee my goeie tye, my beste tye, my suksesse, maar ek gee ook my hartseer, my twyfel, my ongeloof, my vrese, my toestand, gee ek alles vir God. En net God alleen sal die gety draai, en hy doen dit. Amen. Lazarus kom uit. Hy gee lewe vir jou. Vat daai lewe. Luister mooi, kind van God. Die Here gee dit vandag vir jou. Jy sit nie verniet hier nie. Die Here gee dit vandag vir jou. Hy gee dit in hierdie dag nou vir jou. Vat dit. Amen. Moenie kyk wat jy kan kry nie. Gee jou beste. Breek die kruik. En hy gee vandag wat nodig is vir jou lewe. Glo my. Jy sit van julle en julle besef dit nog nie. Maar die Gees van God raak jou vandag aan. Die salwing raak jou nou aan. Nee, ek nie. Die salwing van God, want dit is my gebed vir elkeen, raak jou nou aan. En jou gety draai nou tot eer van God. En jy sal God verheerlik.
Ek eer God daarvoor. Kind van God, die reuk, daar's 2 reuke. Die een reuk was gewees, as ons weer terug gaan na Lukas 7 toe, was die reuk van dood. Ek stap baie keer by mense verby, en ek ervaar die reuk van dood. Ek kyk in die oë is die spieël van die siel, en dan besef ek, kom uit daai graf uit. Lazarus, staan op. God het 'n plan vir jou lewe. Staan op. Die tweede reuk, ja, nardesalf, wat in die lug hang het. Nardesalf. Mense moet na jou kyk en sê, Jesus, jy gee 'n reuk van oorwinning af. Ek wil net naby jou wees, want daar's iets spesiaal in jou lewe. Wat is dit? Verskoon. Jesus, die Heilige Gees. Die tempel is gevul. En die Gees van God gee 'n lieflike reuk af. Die Gees van God oor elkeen nou. In elkeen se lewe. Soos Paulus sy hande uitgesteek het, gesê het, ontvang die Heilige Gees. Ontvang dit, tot eer van God. Nie meer jou gedagtegang, jou vrese, en jou bekommerd wees nie, maar die salwing van God in jou lewe. Die salwing van God in jou lewe. Die oorwinning van ons God in jou lewe. Halleluja. Geseën is van die Here. So raak God elkeen aan, elkeen. Dis nie my hande wat die verskil maak nie, dis sy Gees. Amen. En vandag staan jy op met 'n nuwe salwing. Halleluja. Met die nardesgeur van oorwinning. Mense wil nardesalf verkoop vir geld, want dis duursaam. Jy het dit. Jy verkoop dit nie. Jy gee dit vir God. Want jy's duursaam. Jy's duur gekoop deur Jesus bloed. Amen. Jy het dit in jou. Nooit weer, as jy vandag hier uitstap, stap jy jouself uit. Vat jy vernederings, vat jy enigiets wat hierdie wêreld jou toesnou nie, want jy's duursaam. Hulle praat met respek vanaf met jou. Hulle handel met respek met jou. Hulle handel eerlik met jou, soos wat Johannes reguit geskryf het en gesê het, Judas is die een wat Jesus wou verraai, so met jou kan opstaan vanaf en kan sê, wat jy doen is nie reg nie. My God laat dit nie toe nie. Amen. Want in my is 'n rykdom en ek gaan dit nie prys gee nie. Ek gaan nie hierdie nardesalf verkoop nie. Hierdie pot is klaar gebreek. Dis klaar gebreek, dis Jesus se. Ek staan nou in oorwinning. Ek laat nie meer toe dat hierdie wêreld inspraak het op my lewe nie, maar Jesus alleen. Omstandighede het nie meer inspraak op jou lewe nie. Siekte het nie meer inspraak op jou lewe nie, maar Jesus het. Want die nardesalf is ook 'n genesende salf. Amen. En dis Jesus se bloed in jou lewe. Spreek situasies vanaf aan. Want die woord van God is in jou. Nie weg van jou af nie. Want die Gees van God is in jou. So staan op elke dag en verklaar weer eens, lewe op lewe, maar gaan gee lewe ook. Moenie verwag dat mense vir jou moet gee nie. Jy het Jesus in jou lewe, jy het die Gees van God in jou lewe, gee jy dit. Amen. God sal vir jou gee. En hy sal jou seën. Moenie weer vrees nie. Moenie bang wees nie. Want God is met jou. Ek sluit af. Kyk gou na die persoon langs jou. En sê vir die persoon langs jou uit jou hart uit. God het die beste in jou geïnvesteer. Sê dit vir mekaar. Die beste is in jou. Die heel beste is in jou. Prys die Here. Halleluja. Halleluja. Ek wil lewe spreek nou oor julle. Dis wat die Gees van God lei. Jy was getrou om vandag na die huis van die Here toe te kom, nie na my toe nie. Glo my, ek is net so verleë en ek is net so afhanklik van Vader.
Hierdie plek behoort nie eens aan my nie, dit behoort aan ons koning. En dit is net sy gees wat jou kan aanraak. En terwyl ek self wees, besef ek een ding weer eens. Die eenheid waarin ons staan, waarin die Heilige Gees ons aanraak, gaan jy vandag hier uitstap. Nie oor ek dit sê nie, oor die Gees van God lei, nie weer dieselfde wees nie. Jy gaan vandag hier uitstap, en siele gaan vir jou belangrik raak. Nie meer oor hoe dit met jou gaan nie. Want hoe dit met jou gaan, sal God omdraai. En hy sal jou mildelik seën. 'n ander gaan na jou kyk en sê, hoekom gaan dit so goed met jou? Want jy het die narde salf, die beste, vir hom gegee. En wat het hy in jou geïnvesteer? Die heel beste, want jy is sy kind. Maria. Hy het Maria lief gehad. Hoekom? Sy was gehoorsaam. Wees gehoorsaam. Kind van God. Baie keer vee jy Jesus se voete af met jou trane. Maar nou is dit trane van blydskap. En jy verklaar, dankie Here, dat U my gesond maak. Dat U my aanraak. Nog lewe byvoeg. Oorwinning byvoeg. Dat U my seën. Want dit is net God wat kan seën. Jakob, en ek sluit af daarmee. Dis nie prosperity nie, dis woord. Amen. Jakob gaan steel seën. Hoekom? Want hy het geweet wat beteken seën. Hy weet wat beteken dit, as jou pa jou seën in die naam van die Vader, daarom moet hy die seën gaan steel van Jesu af. Hy het daai seën dringend nodig, want daai goddelike seën gaan sy lewe stuur. En dan kom Jakob op 'n dag wat hy terugtrek weer, met sy vee, met alles, nadat hy teruggaan, en hy en die engel stoei, die engel wat God verteenwoordig, en toe dit lig word, weier hy om die engel te los, want hy sê, as jy my nie seën nie, gaan ek jou nie los nie. Moenie die kleed van die Here los en in hierdie wêreld gryp nie. Voor God jou nie geseën het nie. Amen. Dit moet vir jou so belangrik raak dat jy sê, ek storm in en ek gryp na U kleed, ek sal dit nie los nie, Here. U alleen moet my seën. Dis nie arrogant nie, dis radikaal. Yes. Ons leef in 'n tyd wat ons alles net aanvaar. Al hierdie goed, ons aanvaar dit net. Dis tyd dat ons opstaan en wys, God se woord is ver voor dit. En God se woord is meer kragtig. En God se woord is in jou. Daarom is jy, as God se kind, in autoriteit en kragtig. Jy's nie bang vir hierdie wêreld nie. Jy's nie bang vir situasies nie. Hulle kan verkondig wat hulle wil, hulle kan verklaar wat hulle wil, maar jy is kind van God, geseëne van die Here, jy sal nie val of buig of opgee nie. Amen. Amen. En ons sal opstaan. Klaar, mense. Klaar. Of jy dit glo of nie, dit is so. Want God se woord is krag. Julle in die begin sê Jesus iets. Jesus sê, hy is die woord. Ek praat nou van Johannes. Hy sê, hy is die woord. Is hy die woord? Amen. Ekskuus? Amen. Is Jesus die woord? Amen. Verklaar dit. Sê ja, amen. Hy is die woord. Waar sê woon die woord in Johannes 15? In jou. Wat sê Paulus in 1 Korintiërs 6 vers 19? Hy sê, en hy verduidelik in 1 Korintiërs 3 dit ook, hy sê, jy is die tempel van God. Nou waar moet die woord lewe? In jou. Klaar die woord, moun die woord, murmureer die woord, gee die woord op? Nee! Nou wat is die woord? Laat dit wees, soos wat jy glo. Laat daar lig wees. Amen. Ek sal dit oor en oor herhaal, dis my goddelike wonder, dat God net sê, laat daar lig wees, daar is die son, daar is die maan, daar is die sterre hemel, daar gebeur groot goed, net daai een woord, laat daar lig wees, en daar gebeur 'n klomp goed. Dis is God. Hoekom vrees jy dan 'n nietige wêreld, waar die aardbol so klein is, 'n klein ou planeetjie in God se skepping, en op hierdie klein planeetjie kom die bose, wat die woord van God sê, Lukas 10 vers 19, jy het alle autoriteit oor hom, en dan sê in Romeine 16 vers 20,
'n kort tydjie en hy plaas hom onder jou voete. Maak gou so my sus. Hy's gone, onder jou voete. Weet wat, waar plaas ons hom baie keer in ons harte? Ons sit Judas baie keer hier. Ons sit baie keer hier dood. Sit ons in ons gedagtegang. Terwyl die woord in ons moet lewe, wat sê, ek sal gesond word, en ek sal bid vir ander om gesond te word, ek sal in die seën van God lewe, want ek is die geseëne van God. Amen. Mense, daar's niks minder as dit nie. En so sal dit wees tot eer van God. Amen. Kom ons bid saam. Here, ek bid nou en ek dank die Here vir hierdie woord, en mag hierdie woord nou rema word in elkeen. Here, mag dit so sterk in elkeen vloei, dat U daardeur verheerlik word. Here, ons buig nie meer nie, die nardesalf, die heerlike geur van engele om ons, die grootheid van God in elkeen sal uitstaan. Die wysheid wat U gee van Jakobus 1 sal in elkeen se lewe wees. Voorspoed en guns, Here, en moeilike omstandighede, storms is daar, sodat ons moet heers daaroor, om ons sterker te maak. Ons kry soms seer, Here, maar deur seer kry leer ons, en ons stap sterker daaruit. Ek dank U dat U elkeen nou aanraak. Ek dank U vir elkeen wat hier is. Ek dank U vir die godheid en die grootheid en die almag, in Jesus naam. Dank U, Vader. En so sal dit wees, en ons sal U verheerlik. Here, ons sal U naam uitroep, ons kan nie stil bly nie. Ons sal U naam verkondig, ons sal die waarheid, die lig in die duisternis inbring. Here, maar hierdie gety sal waaragtig draai in Jesus naam. Amen, amen en amen. Prys die Here. Halleluja. Halleluja. Die seën van God met elkeen. Die vrede van die Here met elkeen. Voorspoed en guns met elkeen. En niemand gee op nie. Jy volhard. Ek wil net weer vra, terwyl ek afsluit, as jou naam nie op die kaartjie is nie, sit hom op die kaartjie. Want as jy Sondag nie hier is nie, wil ek jy Maandag bel. Prys die Here. Want ek wil 'n pad met jou stap. Ek wil sien dat jy groei in Jesus Christus. Ek wil sien dat jy in oorwinning staan. Ek wil sien dat dit goed met jou gaan. Ek wil hoor, as ek jou hoor praat, dan wil ek ervaar, die Here God het jou waarlik aangeraak. John het al die pad van Pretoria afgekom, prys die Here. John, kom sluit vir ons af. En daarna, moenie weghardloop nie, hier is lekker koffie, hier is tot bone, en hier is lekker eetgoed ook. Ons gaan nou eers nagmaal gebruik, John. Sluit gou vir ons net die woord af, dan gebruik ons nagmaal. Kom ons sluit die oor. Ons Hemelse Vader, ons word doodstil voor U en die almag. Here, hoe groot is dit en hoe groot is die woord wat U vir ons gebring het vandag. Here, dit het krag in ons lewens en dit maak ons vry. En ons dank U, Here, dat ons U kinders mag wees. Dank U vir U genade, vir grace. Here, dat ons onverwaarlik deur U liefgehad is. Baie, baie dankie daarvoor. Here, dankie vir hierdie godsman, wat op 'n pad begin loop het, waar U hom stuur, sonder enige rigting, behalwe dit wat U aandui. Seën hom. Seën alles wat hier gebeur, o grote God, tot eer van U naam. Dat elkeen wat nou hier teenwoordig is, U teenwoordigheid voel. Amen. En U uitstap met die wete U los hulle nooit alleen nie. U het gesê dat ons in U hand is en ons nooit weer laat gaan nie. Dankie daarvoor. Ons eer U, o grote God, tot in alle ewigheid. Amen. Amen. Prys die Here. Ek wil vra dat Mandy die kamera vir ons mooi sit, daai kant op die nagmaal. Dan wil ek vra sy moet vir ons kom speel gou op die keyboard. En al die manne, ek wil die manne uitroep. Kom haal nagmaal en bedien julle gesinne. Ons gaan dit gelyk doen. En hier is dames wat nie 'n man vandag by jou het nie, moenie bekommerd wees nie. Hier is manne wat aangebied het om julle te bedien, my sis. Moenie bekommerd wees nie. Jy is spesiaal tot eer van die Here. Soos elkeen spesiaal tot eer van God. Amen. Manne, kom gerus uit. Mandy, kom speel gou vir ons. My boetie.
Boeta, geseëne van ons Here. Gaan dit goed met jou? Goed en self. Prys die Here. Amen. Weer koffie kom drink, hoor jy? Halleluja. Halleluja. Hey, gaan dit goed met jou my Boeta? Prys die Here. Prys die Here. Ons gaan nou 'n koffietjie saam ook nog drink, né? Halleluja. Kom ons los die deur vir 'n oomblik oop ook asseblief. Kyk, die staan agter die kamera. Ja, ek het hom gesien. Hy, ekskuus as daar iets uit die vloer uitkom, moenie bekommerd wees nie. Dit is gom. Hulle moet regmaak. As jy sien die vloer bloei. Ekskuus. Dankie Boeta, hoor jy, dankie julle. Dis 'n baie mooi plekkie. Baie? Ek was hier 'n week hierso, maar toe was dit toe. Maar dit is mooi. Dit is Maar oulik. ek gaan vir jou verduidelik hoe jy kan inkom altyd, hoor jy? Jy kan inkom. Dis gaan Dan gaan dit goed met jou. So bly toe ek sien julle kom met die bikes in vanoggend, hoor. Ons bietjie gaan ry, hoor jy? Gee hom hier vir my. Ek sit hom net hier. Nee, is nie 'n probleem nie. Ek sit hom net hier neer. Johan, sal jy kyk van die dames wat nie gekry het nie asseblief? Hulle gee. Johnny, daar agter voor die kamera. Prys die Here. Nog enige van die ander dames? Prys die Here. Prys die Here. Halleluja. Julle het ontvang. Kan ons kyk, julle kan hande opsteek. Johan wil graag vir julle bring. Almal het ontvang, dankie Johan. Dankie. Excuse me. Sorry. Prys die Here. Almal ontvang? Ek en Mandy gaan saam deel. Halleluja. Hy is die brood en hy is die lewe. En sy woord, soos wat ons hierdie neem en eet, woon in ons. Die nuwe verbond is verklaar deur die woord. Amen. En ons weet een ding vandag verseker, ons neem dit, luister mooi, ek het dit hier neergeskryf, wat die Gees van God lei. Formaliteite is 'n baie ongesonde ding. Ons gebruik baie keer nagmaal as 'n formaliteit. Die Fariseer, Simon die Fariseer, was gasvry teenoor Jesus, maar net as formaliteit. Uit die hart uit. Dit moet uit die hart kom as jy nagmaal gebruik. Dit moet hartlik wees.
Dit moet Jesus wees. Nie 'n formaliteit nie. Dit moet wees, hierdie woord van vandag ook, gaan deur my, vloei, manifesteer, en die grootheid van God, gaan deur my uitstaan. Amen. Hallelujah. Neem dit en eet dit. Die bloed van Jesus maak dat ek en jy in die nuwe verbond 'n broer en 'n suster is, opreg teenoor mekaar, uit liefde uit. Van nou af is jy my broer en jy is my suster. Want dieselfde bloed, die bloed van Jesus wat die prys vir ons betaal het, dieselfde bloed wat aan die houtkruis, Openbaring 19 vers 13, die woord is waarin die kleed gedoop is. Dieselfde bloed, Jesus ek eet nog in my brood, dieselfde bloed, Jesus Christus, wat ons toekoms en ons lewe is. Daarom, wanneer ons dit neem, ons is vrygekoop, vir die ewige lewe, maar ook om ander, met hierdie bloed en waarheid te bedien, en die brood wat ons geneem het, in oorvloed en seën. Wanneer jy dit neem, is kosbaar tot eer van God, vrygekoop, in Christus. Neem dit en drink dit. Prys die Here. Prys die Here. God is groot en almagtig. Halleluja. Halleluja. Kom ons bid saam. Here, die Numeri 6 seën spreek ek oor elkeen uit, maar die hele woord Psalm 91 as lewe en beskerming oor elkeen. Psalm 23 is leiding, maar ook Here Deuteronomium 28 vers 1 tot 14, gehoorsaamheid en gehoorsaam in die gebooie, sodat elkeen in die seën kan wandel. Ek spreek vandag lewe oor elkeen. Jesaja 54. En daar sal in elkeen se lewe, na elkeen se geloof, wonderwerke gebeur. En dit sal 'n getuienis wees vir die wêreld. In die wêreld sal Jesus in elkeen sien, in die Heilige Gees werking, in die engele van God. En hy sal beweeg in die vuur en krag, want Jesus het die prys betaal. Vader, ons beweeg in een liggaam en een eenheid op pad hemel toe om nog siele saam te neem. Ons bid dat Mosselbaai, maar ook Suid-Afrika sal omdraai in Jesus en waarheid dien. Vader, dat Christendom nie daarop uitgaan om koud en lou te raak in die wêreld te volg en soos die wêreld te lyk en te ryk nie, maar die geur van nardesalf, Jesus Christus se teenwoordigheid en diepte oor elkeen. Amen, amen en amen. Prys die Here.